en welkom in die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Om 'n hegter verhouding met die Here te hê. En vandag gaan ons bietjie kyk na terugslag. Interessante onderwerp, maar voor ons begin. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons die voorreg het, dat maak nie saak wat die omstandighede is nie, dat ons altyd na U toe kan kom. Dat ons met U kan praat en 'n direkte kontak met U kan hê. Help ons om dit te onthou en wees met ons, dat ons die regte woorde sal spreek van U. En maak ons gedagtes en ons harte oop, dat ons dit kan ontvang. Amen. Amen. So, as ons kyk na die woord terugslag, wat kom heel eerste by jou op? Tree terug. Wat tree terug? Aan die ander woorde, jy gaan nie vorentoe nie. Dis die eerste ding. En dan 'n slag. Ja, soos 'n slag is iets wat jou tref. Ja. Né? Okay, so. Ons titelteks vir vandag kom uit Romeine 5 vers 3 tot 5. En dit sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So is 'n klomp aspekte, kernwoorde wat uitstaan hierso. Wat is die heel eerste ding wat vir jou uitstaan? Ook in verdrukkinge, soos in ander woorde, Moeilike tye. ja, dat wat ook al ons Christelike wandel is, dit behoort nie net so te wees in goeie tye nie, maar selfs wanneer dit moeilik gaan. En dan die volgende ding wat vir my uitstaan is, omdat ons weet, daar's 'n rede hoekom ons voort kan gaan ten spyte van terugslag. Ja, want ons weet dat daar is 'n doel met verdrukkinge. Nie dat die Here dit oor ons spreek nie dat hy dit veroorsaak nie, en ons kan later in die studie kan ons 'n bietjie daarna kyk, maar dit werk lydsaamheid. Dit bewerk volharding in dit. Aan die woorde, daar is 'n uithou vermoë, daar's 'n oefening wat ons het om te doen. En al verstaan ons nie die doel nie, is dit op die ou en dan beproefdheid. Ek het nogal gehou van hoe, toe ek nou die direkte Afrikaans van die Grieks kry, sê dit eintlik karakter. Sure. So, dit vorm ons karakter. En as ons karakter gevorm is, kry ons hoop. En die En- hoop beskaam nie. Ja. So, dit is eintlik regtig pragtig. En ons kyk ook na Hebreërs 11, die definisie van geloof. Dit gee vir ons weer eens hoop, want dit is dinge wat ons nie kan sien nie. Hoop is nie gebaseer op vaste bewys nie. So hier is die ding. As jy nie iets kan sien nie, hoe weet jy dat dit bestaan? Wel kan jy die ligpartikels sien wat jy inasem. Jy moet Rarig, asemhaal, behalwe as jy in Johannesburg bly. So het ek al gehoor, 'n paar grappies. Maar die ding is, ek een keer die tyd, is nogal 'n bietjie funny gewees, dongetjies funny. Maar, so, was 'n jong ouetjie gewees in die skool, en hy het al 'n bietjie van 'n debat gehad met sy onderwyser, wat vir hom gesê het, God bestaan nie, want jy kan hom nie sien nie. Toe sê vir die seentjie soos en toe sê die seentjie, die onderwyser se brein bestaan nie, want ons kan dit nie sien nie. So dit beteken nie dat, as jy nie iets sien, dat dit nie bestaan nie. Toe jy swanger was, het ons nie die baba gesien nie. Maar ons weet, is daar. Ons kan bewyse van dit sien, al sien ons nie dit. Ja, daar's skoppe en stampe. En ons kan breinwerking jy kan sien jy maag groei, word groot. Maar wat ek sê, daar is dinge, alle aspekte. maar jy kan probeer wegredeneer en sê, ja, maar dit is nie regtig, wat ek sê, maar daar is so baie dinge wat vir ons eintlik wys, maar al sien ons dit nie werklik nie, Ja. is daar bewyse wat vir ons sê, dat dit is eintlik wel daar. En dan die laaste deel van die vers sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. So, die liefde van God is met ons, selfs in tye van swaar kry. En dit word Amen. deur die Heilige Gees, want hy is die trooster. So die volgende gedeelte, storms van die lewe. Markus 4. Dit gee eintlik nou die meeste detail oor hierdie gebeurtenis. Daar is dieselfde verhaal in Matteus en Lukas ook opgeskryf. Maar Markus 4, 35 tot 41 lees. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê,
Laat ons oorvaar na die ander kant toe. So dit was Jesus se idee om te gaan. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skytjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê. En daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? So vir my is klein stukkie konteks. Die disippels, 'n hele klompie van hulle, ken die see baie goed. Hulle was visserman. Ja. En sover ek verstaan, is dit op die see van Galilea, waar hulle eintlik meeste van hulle lewe spandeer het. So, hier raak hulle bang. Hoe erg moes dit gewees het? Asof hulle nie 'n storm al tevore gehad het nie, né? Maar ja, hulle word bang en hulle maak hom wakker. Gee nie om nie. So kon hulle op hulle eie ervaring vertrou? Bedoel, hoeveel storms is hulle al tevore deur? Dit was Ons het nie al die, maar ons het nie al die informasie hierson nie, né? Maar wat dit sê so dat Jesus dan in slaap geraak en met die golf het gekom en hy het in die slaap geraak. En toe gaan hulle om wakker te maak. Ons weet nie wat het tussen in daardie tyd gebeur nie. Wat het hulle al probeer doen? Ja. Uit hulle eie vermoë uit. Van die ander evangelies het so klein bietjie meer informasie op dit, maar my punt is maar net so hierdie storie vir my is een van my gunsteling stories in die Bybel vir die volgende rede. En dit is ons gaan nou deur die hele studie nou gaan oor moeilike tye, dinge wat gebeur met ons ensovoorts. Maar as ons die groter prentjie kan sien, dan gaan dit altyd makliker wees. As jy hoor wat ek sê. Maar dit is baie moeilik. Altyd die groter prentjie in gedagte hou. Ja, maar dit is baie moeilik om bietjie uit te zoom en bietjie na die groter prentjie te kyk wanneer jy in 'n situasie is wat baie moeilik is. Ek het nou die dag iemand met hulle gesels en hulle gaan deur 'n regtig moeilike tyd. En ek het gedink soos in die advies wat ek vir die persoon wou gee, besef ek net ek sou dit 10 keer in self raak gesien het as ek in hulle skoene was nie. Ons moet eintlik net uit die boks uitklim, uit ons eie omstandighede en bietjie perspektief kry. Ja, nou die punt wat ek wil maak hierso is, op die einde vra hulle, 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Want Jesus het opgestaan, en hy die wind bestraf, en vir die see gesê, swyg en wees stil. En die wind het gaan lê en het stilte gekom. Nou ons sien in Johannes 1, wie Jesus is. Het sê, niks is wat nie deur hom ontstaan het nie. Jesus is die skepper. Nou ons weet het, maar dit is vir my so mooi, dat selfs die materie, wat hy gebruik het om te skep, en hy niks uit geskep het, maar alles gehoorsaam hom. Verstaan nie, want God het 'n woord gespreek, en dinge het begin ontstaan. Nee? En ons gaan eendag sal ons dit kan sien. Maar ek het die eendag het ek bietjie met hom Andre op berg gesels hieroor. Ons het seker vir 'n uur gepraat oor hierdie, spesifiek hierdie, waar Jesus 'n woord spreek, en dinge ontstaan. Al hierdie atome en dinge wat ons nie kan sien nie, met die blote oog nie. Maar dit wat is, en dit alles het staan uit niks uit, en dan gebruik hy dit wat hy al reeds geskep het, om nog verder te skep, en jy hoor wat ek sê, maar hy spreek, en dit gehoorsaam. Ja. En hier kom Jesus, die skepper, en die skepping, hoor sy stem, en onmiddellik weer die skepping, dis die skepper, en het gehoorsaam. Die vraag is, doen ons dieselfde? Hoor ons die skepper se stem,
is ons gehoorsaam. En die hele punt wat ek na terug toe bring is, wanneer die disippels, hulle het nou deur die ervaring gegaan, as hulle nou terugkyk daarop, dan is dit soos, sjoe, dit was nie nodig gewees dat ons moes gevrees het nie. Dit was nie nodig gewees dat ons moes getwyfel het nie. Maar ons kan so maklik aangaan, nadat ons ervaring soos hierdie deurgegaan het, en dit vergeet. En voortgaan. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons al die gebeurtenisse, al die ervaring wat ons deurgegaan het met ons Skepper, waar ons deurgedra het, waar ons gehelp het, dat ons dit moet onthou. En wat ook al jy moet doen, om het te onthou, doen het. Nou skryf. As jy nou skryf, of tik, of maar jy hoor wat ek sê, doen dit. Ja. Want hy is altyd daar. En dit is wat een van my, ek het so 5 geloofslessies uit hierdie deel. Soos ons selfvertroue is nie genoeg nie. Ons kan nie op ons eie ervaring staat maak nie. Jesus se teenwoordigheid beteken nie dat daar nie storm sal wees nie. Okay. En vrees wys dikwels waar geloof nog moet groei. Sure. Die 4de ene is, as Jesus saam met ons is ons nie aan die storm oorgelewer nie. So baie keer, op die vorige punt wat jy nou gemaak het, baie keer vra ons hoekom. Hoekom laat die Here toe, dat ek deur hierdie situasie moet gaan, of dat hierdie met my moes gebeur het. Maar, omdat hy die groter prentjie kan raak sien, en weet wat ek nodig het om te groei, laat hy seker dinge toe, sodat my geloof kan sterker word, sodat ek, soos wat jy net genoem het, my karakter kan groei. En die 5de les, so die 4de ene was, as Jesus saam met ons is ons nie aan die storm oorgelewer nie. En die 5de ene is, die storm openbaar wie Jesus werklik is. En wie is hy? Die Skepper. So, daar's 'n gedeeltjie wat ek uit Koning van die Eeue wil lees, en dit sê, hoe dikwels beleef ons dieselfde ervaring as die disippels. Wanneer die storms van versoeking saampak, die ewige weerligstrale flits en die golwe oor ons breek, veg ons alleen teen die storm en vergeet dat daar een is wat kan help. Ons vertrou op ons eie krag totdat ons moed verloor en gereed is om te vergaan, dan dink ons aan Jesus. En as ons tot hom roep om ons te red, sal ons geroep nie te vergeefs wees nie. Alhoewel hy ons ongeloof en selfvertroue met droefheid bestraf, versuim hy nooit om die hulp wat ons so benodig te bied nie. Of dit nou op die land of die see is, as ons die Verlosser in ons hart het, hoef ons nie te vrees nie. 'n lewende geloof in die Verlosser sal die see van die lewe kalm maak en ons van die gevaar op die wyse wat hy weet die beste is, verlos. Dit eindig af op die wyse wat hy weet die beste is verlos. En baie keer verwag ons of wil ons hê dat dit op ons manier moet gebeur. Maar God weet wat die beste is en ons moet oorgee in sy hande. Ja. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So, in die storms van die lewe moet ons probeer om nie eers self reg te kom nie, want dis wat ons gewoonlik doen. Ons gebruik ons kennis, ons ervaring, ons eie planne en krag, en dis nie te sê dat die Here nie deur die gawes wat hy vir ons gegee het van 'n brein moet gebruik nie. Dis nie waarop dit neerkom nie. Maar dit wys vir ons hoe afhanklik ons van Jesus moet wees. En dis nie oor hoe groot die storm is nie, maar wie saam met my is in die storm. So ja. Die volgende gedeelte, opskrif is gesond maak, of is gesond gemaak. En ons gaan 'n bietjie na 2 stories kyk, van mense wat desperaat was, en wat uitgereik het na Jesus in hulle donkerste oomblikke. En ons het gekyk, die storm wat losgebars het, See van Galilea, en wat Jesus gedoen het met mense wat paniekbevange was. Hulle het deur 'n moeilike tyd gegaan, as jy dit so kan stel. Hulle het die tyd gegaan wat hulle gedink, dis nou die einde. Weet, dis nou hulle dood. Ja. En, maar Jesus het dit, was deur dit. Hy was saam met hulle daar. Nou, die volgende gedeelte is nou gaan kyk, is die vrou. In Markus 5 vers 21 en 34. En dis letterlik net die volgende hoofstuk,
ek moet seker op om te sê, my gunsteling gedeeltes in die Bybel, nee, want dit gaan 'n bietjie van 'n probleem raak. Maar kom ons lees gou vinnig van vers 21 af, tot by 34, en dit sê, en toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. Ons dogtertjie se gunsteling storie. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. Het hy geloof gehad? Ja, Hy het geloof gehad. En hy, Jesus, het saam met hom gegaan. En 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. Beteken het hom letterlik saamgepak, né? En 'n sekere vrou wat 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom, en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik, nie later nie, dadelik, het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy hom onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? Nou, wat se vraag is dit? ja, ek bedoel, daar's klomp mense om Jesus wat letterlik teen hom druk en pak. En sy disippels antwoord hom, u sien aan die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. So hy het geweet. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer, en vertel hom die hele waarheid. En wat is Jesus se antwoord op haar? En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, en wees van jou kwaal genees. En nou, hier's 'n paar dinge. Jy het 'n gedagte, deel dit maar. 12 jaar lank Dis 'n lang tyd. was hierdie terugslag. Hierdie swaar kry. Nou, Jaar. Eintlik, as mens gaan kyk, dis hoe oud die dogtertjie was. Ja, Iris se dogtertjie. Net ter interessantheid. so, as jy kyk, sy het letterlik niks meer gehad nie. Want sy het alles wat sy gehad het, gespandeer, selfs haar besittings, en dit betaal vir dokters om haar te help. En hulle het almal het geval, en almal's weg met die geld. En sy het niks meer gehad. Ek dink hoe moedeloos moet sy gewees het. Elke keer, ek kan myself indink, oor daardie veelheid tydperk, elke keer het sy miskien 'n nuwe dokter of 'n nuwe persoon wat gesê het, hulle gaan haar kan help. En dan het sy haar geld spandeer en niks het gewerk nie. En dan die volgende, nader het sy haar besittings ontslaag geraak. Maar dit sê eintlik sy het erger geword. Sy Ja. het sieker geword. En so dink net in die toestand wat sy moes gewees het. Want sy, finansiëel is sy totaal en al na bankrot. Maar, as ons gaan kyk in die Bybel, en gaan kyk na die wette, die seremoniële wette, wat hulle gehad het, en wat hulle gebruik het also, is spesifiek, dat as 'n vrou bloedsvloeiing het, is sy onrein. Wat beteken, sy kan nie naby ander mense kom nie, want dan is hulle ook onrein. So sy moes haar heeltemal weer, sy is amper soos 'n malaatse. Ja. Sy moes haar heeltemal weerhou het, Van die samelewing. van die samelewing, haar familie, vriende, wie dit ook al mag wees, sy moes haar heeltemal, sy moes 'n kluisenaar geword het. En ek dink ook dis deel van die rede hoekom sy miskien bang was, om in die open na Jesus toe te kom en met hom te praat daaroor, en ek gedink sy gaan dit in die geheim doen, Ja. want sy was onrein. Maar deur dit alles, wat doen Jesus? Sy was onmiddellik gesond gemaak. En ons het nou nie informasie nie, maar ek glo, dat Jesus moes daai pad loop daai dag. Ja, soos ek verstaan, is dit ook die enigste keer wat Jesus daai pad geloop het. Dit was haar enigste kans, en sy het haar enigste kans gebruik. Ja. Nou, Romeine 5 vers 3 tot 5, wat ons nou gelees het, nee? Dit gee vir ons die struktuur van volharding. Swaar kry, is volharding, beproefde karakter, en dis waar ons hoop vandaan kom. En as Christene,
wat Christus volg. Ons het die hoop. En die hoop beskaam nie. Wat baie duidelik sê dat die hoop wat ons het, is nie valse hoop nie. Dit is nie hoop wat gegee word en dan na die tyd dan sien jy, okay, nee, maar dit het nie eintlik uitgewerk nie. So jou hoop was eintlik maar net 'n valse hoop gewees nie. En dis wat sy baie keer gehad het, nee. Ja. Sy het valse hoop baie keer gekry deur die mense, maar toe sy by Jesus kom, was haar hoop wat sy gehad het, was volbring. Maar in wie sit ons hoop? As ons hoop in aardse mense en verhoudings en goed sit, Ja, dan is daar nie 'n versekering van hulp nie. Maar in Jesus is daar altyd. nou hier is die vraag wat ek wil vra. Dis, ons lewe in 'n sondige wêreld. En daar's baie van ons wat ly aan verskillende siektes. En baie keer gaan ons na dokters toe, ons gaan na die medisyne toe. En baie keer kan ons help, ander keer kan ons dit nie help nie. En baie keer hoop ons dat ons sal genees word van ons probleme. Dit gebeur nie altyd soos wat ons graag wil hê nie. En baie keer bid ons ook daaroor. Maar dan, baie keer dan wonder ons, maar werk ons gebed? Want ons bid, maar jy weet, niks gebeur nie. Ek self het ervaring gehad, voor ek vir jare lang gebid het, vir die Here asseblief, soos in, kan jy nie hierdie, soos amper soos Paulus, kan jy dit van my wegvat asseblief? En ek dink ook Paulus het op 'n punt gekom waar hy besef het dat hierdie gaan nie weggevat word van hom nie. Maar dit het hom 'n beter mens gemaak. Dit het Paulus se karakter verander in wie hy was. So die vraag wat ons osself moet vra is, laat die Here sekere dinge toe? Laat hy toe of partykeer antwoord nie ons gebede soos wat ons graag wil hê nie? Vir 'n baie spesifieke doel wat ons miskien nie nou kan weet nie. En dit is waar daai geloof, Vertroue in wie Jesus is. dit is waar dit nou in praktyk moet uitkom. Want ons moet nou kan sien dat daar is tye wanneer dinge nie gaan uitwerk soos ons dit graag wil hê nie. Maar wat gaan my reaksie wees op dit? Jy hoor wat ek sê? En dit kom terug na die gedeelte wat jy net nou gelees het. En dit is vir my so mooi waar dit sê, die lewende geloof van die verlosser sal die see van die lewe kalm maak en ons van die gevaar op die wyse wat hy weet die beste is verlos. So, ons sal verlos word. Ons weet nie presies hoe nie, ons weet presies wanneer nie, maar dit sal gebeur. En ek dink die groter prentjie, en ons gaan nou daarby uitkom, in die volgende gedeelte, so ek wil nie daar vooruit hardloop nie, maar wanneer ons sien dat die tyd waar ons nou leef, is eintlik alles tydelik. Ja. Dis die puntjie van die tou van die ewigheid. Die ewigheid lê nog voor. Hierdie is die tydelike tyd. Nee, dit is soos, ja, ons is nou hierso, en dit is die tyd waar ek my karakter, waar God aan my karakter moet werk, en wie ek is, en ook die werk wat ons moet doen, om daardie boodskap uit te dra aan almal. En dis die tydelike. So, ons as mense is baie keer geneig, dat ons hierdie tyd wat ons nou het, die tydelike, baie meer ernstig opneem, as dit wat na die tyd kom. En ons moet altyd dit in gedagte hou. In praat van swaar kry, dink ek, as daar een Bybelkarakter is wat tot ons gedagtes kom, is dit ou arme Job. En hy was eintlik nie arm nie, hy was baie ryk. Al sy rykdom het verdwyn, sy kinders, Sure. sy gesondheid en selfs sy vrou het teen hom gedraai. Interessant, sy sê, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. En nog 'n interessante punt, ek het nou weer na die Wat leer dit julle? Moenie altyd luister vir jou vrou nie. Okay. En hierso het ek so 'n bietjie gaan kyk, die Engels sê basies vervloek God en sterf. Dis harde woorde. As ons na die letterlike vertaling gaan, sê dit seën, maar dit is eintlik eufemisties gebruik. Ja. Dat dit 'n versaging is, want eintlik het sy bedoel, jy weet, vervloek het God en gaan dood. Ja. Sy was net soos op 'n punt, maar nou moet ons ook onthou, Job was getoets, maar sy vrou ook. Ja, Sy het dis ook haar haar kinders. ook hulle besittings, en hier is haar man nou ook in
sieke toestand ewe skielik. Ons moet onthou, sy was ook getoets, maar sy het nie so goed gevaar soos die dog nie. Dan moet ons Wil jy daarbij- vir my sê dat die vrou was bietjie meer emosioneel geweest as Job? Kom ons hou daai vir 'n ander gesprek. Okay, so, en dan moet ons ook nou net dink, né, boonop al hierdie, het sy vriende hom probeer troos. Maar op die beste manier nie, nee. Uit tog. Ons probeer baie keer vir mense troos aanbied, wat hulle nie eintlik help nie. En Of wat hulle miskien nie nodig het op daai spesifieke tyd. ons moet meer verstandig en met die Here dat hy ons as instrument gebruik eerder as dat ons ons eie gedagtes. Maak So seker. die sê dat wanneer jy iemand probeer help, moet jy doen met jou eie krag nie. Moet jy doen met jou eie insig en wysheid nie. Maar maak staat op die Heilige Gees wat vir jou op daai oomblik sal sê wat jy moet sê. Ja. En ek dink baie keer is ons luister ons nie na die stem nie. Baie keer is ons nie bewus van die stem wat vir ons sê bly eerder nou stil of sê eerder nou hierdie. Want baie keer is beter om stil te bly. Ja. En net te luister na die persoon. Ander keer moet jy iets sê. Maar ook hoe jy dit sê en wat jy sê. Kom ons volg die leiding. Hoekom glimlag jy so? Ek dink maar net so 'n paar ervarings waar ek mense het stil gebly. Maar nou ja, Ja, nee, sê maar niks nie. die boek Job wys vir ons dat ons altyd meer agter die lyding. Soos wat ons nou gesê het. God het 'n rede om iets toe te laat of nie. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar wat ek hou van Job, die groot stryd konteks. God is nie die een wat hierdie moeilikheid veroorsaak nie. Dis Satan. Ja. Hy is die moeilikheidmaker, ons moet dit onthou. Hy is die aanklaer, hy is die vernietiger. God is nie die oorsprong van sonde nie, of pyn of lyding nie, van siekte of dood nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld weens sonde. Die boom van die kennis van goed en kwaad, God wou nie hê dat ons die kwaad of die sonde moes ken nie. Sure. Hy wou dit van ons weerhou, maar hy moes vrye keuse gee want dit is liefde. Maar hy, dus as jy wil nie hê jou kind moet van iets afval nie, maar jy waarsku hulle en sê moenie daar klim nie. Jy weet, in elk geval, dis nou die belangrike balans. Elke terugslag moet ons nie sien, of met elke terugslag moet ons nie kyk en dink, okay, God straf my nou vir iets wat ek gedoen het nie. Job se vriende het hierdie fout gemaak. En hulle het gedink dat Job ly weens iets wat hy verkeerd gedoen het. En dis nie te sê dat daar nie gevolge van 'n verkeerde lewe of verkeerde keuses kan wees nie, maar ons kan nie elke liewe ding sien. Ons moet met nederigheid ondersoek doen, selfondersoek, maar nie noodwendig sal veroordeling ingaan as daar nie 'n rede is nie. So, dit is nie altyd so eenvoudig nie en die baie groot keer stryd konteks gee vir ons weer eens net waar is die oorsprong. Baie keer gebruik jy vyand daardie selfveroordeling. Waar hy jou so sleg as moontlik wil laat voel, want die vyand weet dat wanneer hy ons emosies kan manipuleer, dat ons nie meer reguit kan dink nie. Want ons emosies maak dat ons nie reguit kan dink nie. Ja. So nie, en wanneer ons nie by ons volle bewustheid kan ordentlik kognitief keuses en besluite maak nie, dan kan hy speel met ons. Ja. En hy kan doen wat hy graag wil doen. En dit is hoekom dit so belangrik is om dit vat nie weg dat ons nie emosies het nie. Ja. Dit vat nie weg dat ons nie kan, dat ons voel, dat ons deur dinge gaan en kan voel nie. Maar ons kan nie daar bly nie. En dis wat ons vir ons kinders ook leer, is dat ja, jy kry emosies. Ja, jy voel miskien kwaad, of jy voel ongelukkig of frustreerd en so voort. Ons het daardie emosies. Maar ons laat nie toe dat dit ons beïnvloed of ons moet leer om ten spyte daarvan op 'n goeie manier te Dit reageer. beteken nie jy moet nou dit onderdruk en inhou en wat, dis nie waarvan ons praat nie. Dis soos miskien baie keer moet jy uitdink gee, maar op 'n spesifieke manier en baie keer moet jy net gaan kalmeer, vat jou tyd, kalmeer, word rustig en dan weet nou kan ons kom ons dink gou 'n bietjie logies hieroor wat gaan aan. So maar ons moenie in daai toestand van emosie bly nie. En ek dink dis baie keer dis miskien wat gebeur met Job se vrou is dat sy het, net soos wat jy sê, sy het deur al hierdie hel gegaan, net soos wat hy deur dit gegaan het
En ek dink dit het haar so hard getref, dat sy op daai punt gekom het en net sy kon dit nie meer vat nie. En ek dink dat ook miskien wat haar frustreerd het, is dat Job net Dit net al ja, aanvaar dit het, want is- hy het uitgesê, ja. ek het naak uit my skoot van my moeder gekom, naak sal ek na my terug gaan. ja, soos ek dink hy was miskien bietjie Net soos- meer te rustig of te kalm vir haar en sy kon dit dit was nou net 'n bietjie te veel vir haar. So Maar, ons moet nou ook sien, Job het vrae gehad. natuurlik. Dis nie verkeerd om Ja. vrae te hê nie. Hy het diep gelei, maar hy het nog steeds vasgehou aan God. Ons sien 19 vers 25 van Job sê, maar ek weet my verlosser leef. En 13 vers 15 sê dat, kyk al wil hy my ombring, ek hoop op hom. En 23 vers 10, want hy weet hoe my wandel is, as hy my toets sal ek soos goud tevoorskyn kom. En ek dink dit Sure. is eintlik waarop dit neerkom, Ja. ons hoofteks. Daai karakter wat gevorm word. Ons lewe in 'n sondige wêreld, as alles net hankie-dorie gegaan het, sou ons karakters nie daai skawing gekry het wat ons so erg nodig het nie. En hierso wys Job, God weet hoe my wandel is. Ons los dit in sy hande. Maar as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. So dit is die kern van Job se houding. En kom ons lees gou net die hoofteks weer, Romeine 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid, daai karakter. En die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Lyding self is nie goed nie. Maar dit sê vir ons dat selfs deur verdrukking God is met ons. Amen. Ons kan daardie hoop hê wat nie beskaam nie. Nou, een ding wat vir my uitstaan uit die storie van Job is Job het alreeds 'n verhouding gehad met God. Want God se woorde is aan Satan is het jy my diensknegt Job gesien. Verstaan, so is amper asof, ek wil nie sê dat God daar soos gebrek het met, maar jy ek sê soos in, dit is my diensknegt. Hy was trots op sy diensknegt Job. En wat is Satans antwoord? Satans antwoord is, ja, maar hy doen dit want so en so en so. Verstaan, soos in sy reaksie is, hy is 'n goeie diensknegt want so en so en so. So dit is nie as gevolg van dat hy regtig opreg is, of dat hy werklike verhouding met U wil hê nie. Hy wil maar net Hy die doen dit maar seëninge net want U seën hom. So die seëninge is toe weggevat. En Job is nog steeds getrou. Ja, hy het vra, ja, hy het verstaan nie, soos in, dit is 'n moeilikheid wat hy deurgegaan het, maar Job was nie ontrou nie. Hy was nog steeds getrou gewees aan sy Skepper. Maar hy het vrae gehad. En dis wat vir my so baie mooi is uit die boek Job uit. So ons het nie tyd om nou deur alles te gaan nie. Maar as dit te vinnig oor sy kyk, is Job het hierdie verhaal. Sy vriende het gekom en hulle het baie dinge gesê gehad. En sy vrou is in nie 'n goeie plek nie. So jy kan net self dink dat Job se aardse en ek wil amper sê menslike steen wat hy gehad het, is daarmee heen. En die enigste wat hy nou het, is God. True. So hy word totaal en al getoets. Want as jy vat op byvoorbeeld, as jy deur 'n moeilikheid gaan, ek is saam met jou. En as ek deur 'n moeilikheid, ons is saam en ons kan saam. Maar as een van ons, die ander een net so sin, hoorie man, Letterlik teendraai. Ja. Dit is nie net van nie meer daar nie, maar dat eintlik it adds to the pain. en byvoorbeeld op 'n punt kom waar jy, soos, ek kan nie eens meer praat meer oor hierdie tipe goed nie, want jy verstaan nie. So sy aardse steen is heeltemal daarmee is weg. So hy het al hierdie vrae en dit is moeilik. Dit gaan hier geweldige helse tyd, né? God sê vir hom, wie is hy? So God toon aan Job wie God is. God sê vir hom hoe die aarde tot stand gekom het. God vergeef hom details en dis hoekom Job is amazing. As jy dit lees, dit is amazing. So ons sien, wanneer ons deur moeilike tyd gaan,
kan ons vaskyk in ons moeilike tyd, en my emosies, en my omstandighede, en ek kan die groter punt mis. Ek kan mis waar God my karakter aan werk, en waar ek 'n beter mens uit die situasie uit kan word. Maar nog meer is dit, ek kan die punt mis waar God homself aan my toon, en waar ek hom beter kan leer ken. Deur die storm, soos met die disippels, Jesus het vir hulle gewys wie hy is in die tyd van storm. So, laat ons altyd dit in gedagte hou, dat as dinge gebeur, baie keer vra ons hoekom, baie keer is ons self veroorsaak, baie keer gebeur dinge as gevolg van sonde, baie keer is dit van ander mense se dinge wat hulle doen, baie keer, dit is maar dit wat dit is, omdat ons op 'n sondige wêreld is. Dit maak nie saak eintlik wat die oorsaak Wat ook al die oorsaak is, kom ons probeer uit daardie uitkom as 'n beter persoon, waar ons karakters aan gewerk is, en soos wat hy sê, né, beproefde waar is hy gedeelte waar Job sê, sal ek soos goud tevoorskyn kom, waar dat daar gelouter kan word, en al daardie vuil gedeeltes uitgewas kan word. So, die volgende gedeelte, gaan ons 'n bietjie terug, die verder in die toekoms in van Job af, né? Weer by die disippels. Ons is nou weer by die disippels, en ons is nou by 'n gedeelte, waar, dis nou na Jesus se dood, Dit na was 'n sy verskriklike opstanding. terugslag. So ja, hulle is deur 'n baie moeilike tyd, né? Hulle weet nie dat hy opgestaan is nie. Al die mense wat hom gevolg het, was baie, dis ons baie keer dinge van die disippels en die disippels, né? Nee, Maar daar's soveel baie meer mense wat nie regtig genoem word nie, maar wat ook deur hierdie tyd is, soos die Messias is dood. Ja. Daar staan nie. En Sjoe, so ons gaan 'n bietjie kyk na die Emmausgangers en die twee mans wat gestap het op die pad van Emmaus. En hulle was besig om te praat oor baie spesifieke dinge. En Jesus sluit by hulle aan. En hy sluit by hulle aan, nie net om hulle vrae te beantwoord nie, maar om hulle te lei om die groter prentjie raak te sien. En ons het nou gekyk na Job, ons het gekyk die moeilike tyd wat hy gegaan het, en soos wat ek genoem het, hy het op die ou ende die groter prentjie raak gesien, wie God werklik is. Wat is dit eintlik wat besig is om te gebeur? En dis wat Jesus vir hulle hierso wou doen. So kom ons lees gou vandag in Lukas 24, vers 13 tot 27. En dit sê, en twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. So hulle het gepraat oor al hierdie gebeurtenisse. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. Wat beteken is, hulle het hom geken. Verstaan, so hulle weet hoe hy lyk, hulle weet wie hy is. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een, wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? ek bedoel, soos regtig, iemand wat in daardie tyd geleef het, ek dink dit sou so nuus oral gewees het. Ja, almal weet. Hoe sit jy nie weet nie? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Sjoe. So, ons predikante, ons leiers, ons kerkleiers. Ja, is wat hulle sê, het nou hierdie man gedood. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan
het dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Interessant hoe mens sulke klein detailtjies kan vergeet. Ek het vergeet dat hulle het al die nuus gekry. Sjoe, En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. So wat is ons, as ons nie dit wat God alreeds vir ons gegee het, wat sê dit wat gaan gebeur, as ons nie dit glo nie, wat is ons? onverstandig. Dan gaan Jesus aan sê, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit vir hulle. Toe is hulle oë geopen, en het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Ek vind nogal mooi hoe hulle eintlik Jesus genooi het. Kom, bly saam Ja, met ons. hy het hulle getoets amper, né? Ja, want hy het gemaak asof hy sou aangaan. Dit was nie eintlik sy doel nie. En so gee Jesus eintlik uitnodigings vir ons. So, dis is die ding. Hulle is deur 'n moeilike tyd, en in hierdie tyd het hulle gepraat. Hulle het gepraat oor dit wat gebeur het. Hulle het gepraat oor, weet soos, en hulle het regtig geglo dat hy is die een. Maar hulle was mistroostig. Hulle was hartseer. Dit het nie vir hulle sin gemaak nie. Hulle het agteruit gekyk na 'n hoop wat misluk het. Jesus kom toe en hy wys toe vir hulle dat hierdie belofte wat God gegee het, is vervul. So, Hy het agteruit verwys om te wys hoe alles vervul is. ja. Maar die punt is gaan ons baie keer deur tye waar ons dink, hoekom het hierdie gebeur, hoekom is daai gebeur, en ons dink, dit is 'n mislukking. Ons dink dat dit is nie hoe dit moes gewees het nie. En ons gaan nou kom by Romeine 8 vers 28, maar die punt is dat God is in beheer. En Jesus wys vir hulle, die belofte is vervul. Ons het nou gepraat van die hoop, né? En vers 21 sê hulle dat hulle het gehoop, ons het gehoop dat hy die een was, wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag wat dit plaasgevind het. En Jesus sê vir hulle, kan julle het gehoop, maar moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Alhoewel So hulle dink, okay, maar, en Jesus wys vir hulle, maar julle het die punt gemis, want die Messias moes deur hierdie gaan. Die Messias moes sterf. Dit is deel van die verlossingsplan. En daardie informasie was vir hulle gegee gewees. En dit is hierdie wat Jesus nou vir hulle wys hierso. Jesus loop hierso en hy wys vir hulle, hy gee vir hulle al hierdie informasie. Hulle is ontmoedig en verward, maar Jesus kom en hy gee vir hulle helderheid deur die woord van God. En hy gebruik die Bybel om vir hulle dit duidelik te maak. So hy kom nie vertel net vir hulle nie. Nee. So Jesus kom met 'n draai. Partykeer is dit goed om met 'n draai te kom. En nie net direk te kom nie. Maar die hele punt is dat hy wou gehad het, hulle moes vir hulle self dit Ja. ontdek. Ja, Right? Hy kon vir hulle dadelik gewys het wie hy was. Maar hy het nie. Hy wou gehad het, hulle moes dit self ontdek. En die prentjie wat ek daaruit kry is, baie keer bid ons of vra vir die antwoord nou. Ons soek dit nou dadelik nou. Kry ons dit altyd dadelik nou? Nie noodwendig. Partykeer, maar nie altyd nie. En ons moet tevrede wees daarmee. Ons moet nog steeds God vertrou deur dit. Want op die regte tyd gaan ons daarby uitkom. En ons moet dit nog steeds in gedagte hou. Baie keer bid ons vir dinge en dan loop ons by die deur uit en ons vergeet waarvan ons gebid het. Wat amper half die prentjie vir God, dis nie ernstig genoeg vir my. ja, dat, ja. So kom ons hou dit heeltyd voor oë. As ons 'n antwoord soek, as ons
iets spesifieks voor bid, kom ons hou dit die hele tyd voor ons oë. Skryf dit neer, praat daaroor. Oordink dit, bepeins dit, reflekteer daarop. En net miskien gaan jy vinniger by die antwoord uitkom. Want ek As dink wat jy ook, net- as 'n mens soek dit dit net tot 'n los. antwoord. Ek dink aan daai voorbeeld wat jy laas gegee het waar jy het gebid vir iets spesifiek. En die antwoord was eintlik op jou tafel op die bladsy Maande, seker vir 6 maande. as jy maar net daarvoor gesoek het. Ja. En partykeer wil die Here hê ons moet ook proaktief wees om 'n antwoord te kry. Nou Romeine 8 vers 28. Ons almal ken Romeine 8 vers 28. Kom ons lees dit gou vinnig. En dit sê: En ons weet, so ons weet dit, né? Dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So ons weet dit. Help dit om net dit te weet? Ons moet dit glo. Ja. Kopkennis is nie geloof nie. Nou, hierdie vers kan baie keer gebruik word, of miskien misbruik word, as 'n goedkoop troos. Dat, ag, moenie worry nie, man. Alles gaan alright wees, alles sal uitwerk soos wat dit amper moet wees. soos 'n happy-go-lucky slogan wat ons gebruik. Nou, en dit is nie die punt nie. Dis nie die punt van hierdie teksversie. Die punt van hierdie teksversie is om te wys dat God is in beheer. Hy weet die beste. En daardie ten goeie meewerk is miskien nie volgens my wil nie, maar volgens sy wil. En volgens die groter prentjie wat ons nie sien, want baie keer God mors nie ons pyn nie. Ja. Hy kan dit gebruik nie net vir onsself nie, maar om iemand anders te bereik ook. En ek dink soos wat ons tevore ook al gesels het, ons is baie keer geneig om net so selfgefokus te wees en ek sê nie dat soos wat ons al hoeveel keer gesê het, emosies is deel van die pakket van mens wees. Dis nie verkeerd om dit te voel of om ja, maar hoe ons dit hanteer en om te weet daar is 'n groter doel daarmee as wat net ek self. Dan is daar daardie hoop, is daar daardie vrede, is daar daardie ek wil amper sê ons hoef nie moesmoedig daaroor te word nie, want ons weet daar is 'n doel daarmee, al verstaan ons dit nie altyd nie. Ja. En ek wil van Filippense 4 vers 11 tot 13 lees. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word en ek weet ook om oorvloed te hê in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En baie keer lees ons vers 13. En ons ding is, ek is tot alles in staat deur Christus my krag gee, maar die teksverse voor dit sê die rede hoekom hy hierdie sê. Hy sê ek is tot alles in staat wat Christus my krag gee, want ek is deur al hierdie dinge. Ek het al twee kante, ek het al honger gely, ek het oorvloed gehad. In elke omstandighede. En deur al hierdie omstandighede, ek is nog steeds hier. Verstaan jy? En dis baie keer, dis asof ons baie keer vaskyk in ons omstandighede en dit het met ons gebeur en ons dink dit is dit. So deel van dit is ook dan tevrede wees met wat ons het. Dit is nie net altyd in oorvloed of in min nie, maar dit is ook iets wat ons moet leer, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons is nie net so dit kom van nature nie. Ja, en nie soos ek het letterlik in die week het ek hieroor gedink. Maar ek het na 'n ding geluister wat soos 'n podcast tipe van 'n ding, waar hulle gepraat het spesifiek oor hierdie onderwerp wat interessant is. En dis heeltemal nie beplan gewees dat ek dit geluister het nie. En die een persoon glo nie in God nie, die ander persoon is 'n Christen en hulle gepraat spesifiek oor, maar hoekom laat God dan sekere dinge toe? Hoekom is daar sekere mense wat siektes het en daar's babas wat siek gebore word? Hoe laat God dit toe? En dis my baie hartseer wanneer mense daaroor praat en daai tipe prentjie het van God. Want hulle dink dat God doen hierdie dinge. Maar ons weet dat dit is nie God wat dit doen nie, dit is sonde. Dis die uitwerking van sonde. Dis hoekom sonde so lelik is. Dis hoekom dis gruwelik. Want daai is die uitwerking van sonde. En so die vraag wat baie keer wat mense het, en ek weet ons is besig met die tyd uit te hardloop. Ek dink hier is 'n belangrike punt.
is dat ons moeilike tye wat ons deurgaan, is op 'n manier relatief. En ek weet dit klink nou, dit is miskien nou, daar is miskien iemand wat luister na hierdie en as jy sê, maar jy weet nie waartoe ek gaan nie. En ek weet nie. Maar die rede kom ek dit noem, nee, en hoor my net gou 'n bietjie uit, is dat iemand kan in 'n karongeluk wees, sy been verloor, en hy was atleet. Dit was sy lewe. En vir hom is dit alles. En hy dink sy lewe is totaal vernietig. 'n Ander persoon kan weer letterlik sit met 'n terminale siekte en hulle 3 maande oor om te leef. Daai twee persone gaan deur min of meer dieselfde tipe van ding, maar hulle dink hulle lewe is daarmee heen. Né? Maar ten spyte van dit, is God nog steeds in beheer. En wanneer jy deur daardie tye gaan, wanneer jy deur daai moeilike tye gaan, my gedagte, hoekom ek sê, dit is op 'n manier relatief as jy dit so kan stel, is dat daai is tydelik. Van die ewigheid. Dit is nie vir altyd so nie, want ons leef in die tydelike tyd. Die ewige lê voor. En ja, dinge kan nou gebeur wat vreeslik is, en ek het familie wat deur verskriklike goed al gegaan het. Jy weet wat hulle lewe op vreeslike maniere verloor het. En as jy daarna kyk, is dit grief jou, dit is verskriklik, en dis nie wat dit moet wees nie. En dis okay om sleg te voel, dis okay om daardie emosies te ervaar. Maar dan moet ons ook na die tyd kan terugkyk en weet, God is in beheer, want hy gaan die aarde bring tot op 'n punt, waar almal gaan weet wie hy is, hom sien wie hy is, en dan 'n einde bring aan sonde, want sonde is die probleem. En ek dink, hoe meer ons deur ervarings soos dit gaan, deur moeilike tye gaan, moet ons net besef, dit wat ons ervaar, is nie God nie, dis sonde. Maar God gebruik dit miskien, om my voor te berei, sodat ek nie in die tydelike bly nie, maar die ewig kan ervaar. Die volgende gedeelte, wat ons laaste deel is om op Jesus te fokus. As ons in Jesus se tyd geleef het, en hy is op aarde, sou ons die moeite gedoen het om hom te gaan soek, om met hom te praat, om vir hom te vra om ons te help, of ons te genees, of ons leiding te gee, of wat ook al, sou ons die moeite gedoen het om na hom toe te gaan het, as hy nou hier op aarde was? Sal ons hom herken het as God? Maar daai is 'n hele ander vraag. Maar ek dink dit is op het neerkom, is dat, ek weet, hulle het nou hier vir Jesus gesê, weet Kleopas, praat, jy weet, is 'n profeet, en hulle het gedink, miskien is hy die Messias, weet, daar was haar die hoop gewees, maar hulle was nie 100% seker nie. En veral omdat dit nie uitgewerk is soos wat hulle gehoop het nie. En dit is soos, as, ek wil ander ding soos want in ons gedagtes is in ons so anders te gewees het nie. Ons so dadelik geweet het dat Jesus is die Messias en hy is die skepper God. Ons is maar net ons sal nie soos Israel gewees het nie, ons sal nie opstandig geraak het nie. Jy weet, dit is baie keer wat in die gedagte is van die moderne Christen, maar ons is net so hardkoppig, ons is net so hardnekkig, ons is, jy weet, net so blind. Opstandig, ja. En dat ons eie agenda het wat ons wil hê die Here ons mee moet help. Maar kyk, ons sou na hom toe gegaan het in nood, siekte, wat ook al, as ons in Jesus se tyd geleef het. Nou, ek dink ons sou, want menigte het na hom toe gegaan, al was hulle nie op die ou end gelowig is nie. Maar die ironie is dat Jesus is nou net 'n gebed ver. Tjie. Ons kan na hom toe gaan, hy is naby. Ons hoef nie na 'n fisiese plek wat ver is te gaan reis nie. Jy kan letterlik net met hom praat. Ons hoef nie eers te kniel nie. Ons kan met hom praat, waar ook al ons is. En deur gebed, deur sy woord, deur die werk van die Heilige Gees, kan ons enige tyd na hom te gaan. So as ons 'n storm het, waarheen gaan ons? Waar kry ons hulp? Waar soek ons hulp? Waar lê ons hoop? Of is ons hoop, dis nou 'n ander ding, lê ons hoop in genesing self? Dat ons hoop om gehelp te word? Soos wat die disippels het 'n spesifieke gedagte gehad, wat hulle wou gehad het, die Messias moes doen.
Of is ons hoop in Christus as verlosser van sonde? Nie van ons eie omstandighede nie, maar van sonde. Op daardie punt, jammer dat ek Nee. op daardie punt, wat heel eerste by my opgekom het, is Jesus wat praat met die vrou by die put. En hy sê vir hulle, Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. En Jesus sê vir haar, dat die prentjie wat in hulle kop was, is dat ja, ons moet na 'n spesifieke plek toe gaan, om hom te aanbid. Nee, hy sê, die uur is nou. Dat jy kan God nou aanbid, hier. Verstaan, maar dit gaan oor jou hart. En, ja, dit is net vir my mooi, soos wat jy nou gesê het, is dat, ons het letterlik enige tyd die voorreg om net te praat met die skepper van die heelal. Romeine 8 vers 18 herinner ons ook net weer. Onthou die opskrif is, terugslaan. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, wat jy nog heeltyd van praat, nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ons kan nie die tydelike met die ewige vergelyk nie. En dit is nie 'n goedkoop troos nie. Dit sê dat nie dat die lyding wat ons het klein of onbelangrik is, of dat die Here nie daarvoor omgee of dit maar net soos wegwys nie. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan net dat die toekomstige heerlikheid in Christus is soveel groter, dit verswelg dit. Dit is soveel groter as wat ons nou ervaar. Ons pyn is werklik, maar dit is nie die einde van die verhaal nie. En soos wat jy genoem het, 8 vers 28 van Romeine, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle, want wat na sy voorneme geroep is. So weer eens, nie alles wat gebeur is goed nie, en ek wil amper sê, ek het hierdie bespreking al bestudeer van, as God sy wil gehad het, altyd, die heeltyd, sodat die hemel op aarde gewees het, ons sou nie sonde gehad het nie, ons sou nie dood gehad, ons sou nie pyn, sou nie lyding gehad het. Maar dit is sy wil, dit is sy wil, want dis hoekom hy die aarde geskep het, soos wat dit is. En dit is ook sy oorspronklike wil gewees, maar hy kry dit nie weens die wil van die mens. Ja, en hy het dit prys gegee, maar hy het gesê, daar's 'n afsnypunt, en ons is so ewig dankbaar vir die afsnypunt van sonde. Maar die punt is dat, selfs deur gebroke omstandighede, sal hy die groter doel meewerk. So, Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus hou, die leidsman en volëinder van die geloof. Johannes 14, hy beloof vir ons die trooster. Hy sal met ons wees. En ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dis in Hebreërs 4. Daar's regtig so baie wat ons onsself kan herinner, dat die Here is met ons, ten spyte van wanneer ons, nou moet ons ook net so 'n bietjie van 'n konteks weer net terugkom, van ons, om 'n hegter verhouding met die Here te hê. As ons, in ons verhouding met die Here, 'n terugslag het, en ons voel ver, moet ons nie toelaat dat dit ons weerhou om terug te kom nie. Ons kan terugkom enige tyd na die Here toe. Toe Petrus sink, hy was op pad na Jesus toe, en hy het weggekyk. Maar toe hy roep, is die Here se hand daar, en hy help. Ons kan enige tyd vir die Here vra. En hy is altyd daar. Terugsla, partykeer help, lei ons om op die pyn te fokus. Ons moet nie dit toelaat nie. Die trooster is hier, die Heilige Gees is hier. Jesus is met ons, saam met ons op die boot. Ek dink daai is 'n baie belangrike punt, is dat as Petrus se oë op Jesus Gefokus was,
hy nie afgewyk het en hy nie gesien het dit om hom aangaan of dit nie sy aandag afgetrek het nie. Sou hy nie gesink het nie. En dis baie keer die rede hoekom ons sink, is dat ons fokus op die omstandighede, ons fokus op dit wat aangaan in die wêreld, dis waar ons fokus is. Sê nie ons moet nie bewus wees daarvan nie, maar dit moet nie ons fokuspunt wees nie. Want as ons gaan fokus op alles behalwe die een wat ons gaan red, dan is die punt mis. En so ons het nou nog gekyk na hierdie studie vandag, terugsla, op watse manier dit ook al mag wees. Ons het 'n bietjie gekyk, ons het gekyk na Job se lewe, ons het gekyk na die twee manne wat op pad was, en Jesus met hulle gepraat het. Ons het gekyk na die disippels wat gedink het, dis hulle laaste dag op aarde. En dis alles verskillende voorbeelde en ervarings wat mense wat in die Bybelse tyd geleef het, deurgegaan het. Ons kan baie keer maklik dit lees en sê, ja nee, dit is so. En so dis amper elke studie sê ons dieselfde ding. Maar hoe maak ons dit prakties in ons lewe? Hoe maak ons dit dat dit realiteit is in my lewe? Want ons kan sê, ja, okay, dit is so. Maar wanneer daardie oomblik gebeur, wanneer jy daai tyd gaan, wat dan? Hoe gaan jy dit dan uitleef? Nou, hier is 'n gedeelte wat ek graag met wil deel, ons moet nou amper afsluit. En dit sê, dit kom uit Eerste Geskrifte uit. Ek sit daar, totaal wanhoopig met 'n geboue hoof in my hande. Toe kom dit by my op, as Jesus nou op aarde was, sou ek na hom toe gegaan het. Aan sy voete sou ek neergeval het, en hom van al my seerkry vertel het. Hy sou my nie geïgnoreer het nie. Nee, hy sou my jammer gekry het, en ek sou hom vir ewig liefgehad en gedien het. Uiteindelik bereik ons die laaste trap en 'n deur. Hier sê die gids my aan om alles wat ek saam met my gebring het, net daar te laat. Met groot blymoedigheid sit ek dit neer. Toe maak hy die deur oop en sê dat ek kan ingaan. In 'n oogwink staan ek voor Jesus. Dit is ongetwyfeld hy. Want niemand anders het so 'n ongelooflike mooi gelaat nie. Niemand anders straal so van die welwillendheid en majesteit soos hy nie. Sy deurtastende oë is te veel vir my. Tog glimlag hy en trek my nader. Met sy hand op my kop sê hy, moenie bang wees nie. Sy soete stem weer klink in my binneste en vul my met 'n ongekende blydskap. Hierdie droom gee my hoop en versterk my geloof. Die pragt en eenvoud van op die Here vertrou, die het in my duister gemoed begin posvat. En ek dink dis die punt wat jy ook nou gemaak het, is dat ons gaan almal deur moeilike tye, maar ons moet ons oë gefokus hou op Jesus. Ek dink ek het dit al gedeel op my oupa se deur, wat daar altyd 'n plakkaat papier wat geplak was van die gedig wat praat van die voetstappe in die sand. En ons kan terugkyk, dan kan ons vra, soos, hoekom? Maar Christus was daar. Hy het ons gedra. Hy het ons gehelp. En as ons net kan onthou en besef hoe belangrik is om te onthou hoe ons gelei was in die verlede, hoe ons gehelp was in die verlede. Want hoeveel tye, soos wat die Emmausgangers, soos hulle het nie geweet nie, dat dit Jesus was nie. Jesus, die skepper van die heelal, het met hulle gewandel en wil hulle die Bybel verduidelik. Wat 'n voorreg. Nee, hulle het dit besef nie, maar na die tyd het hulle dit besef. Ja, ons moet terugkyk en Ons moet terugkyk en besef dat hoeveel kere was Jesus nie daar nie. Hoeveel kere was sy genade nie daar vir ons nie. Hoeveel keer het die Heilige Gees nie ingegryp nie. Hoeveel keer my pa het al 'n storie vertel van waar hy dink soos dit was 'n engel gewees. Nee. En hoeveel keer is daar nie gebeurtenisse soos dit en ons vergeet dit. Kom ons skryf dit neer. Kom ons vertel dit oor en maak seker dat dit vasgelê word, dat ons weet dat maak nie saak teen watse tye dinge gebeur,
die dinge wat ons deurgaan op hierdie aarde nie. Dit is tydelik. Ja, dit is moeilik, maar as ons na die groter prentjie kyk, en weet dat hierdie persoon wat sy lewe vir my gegee het, wat deur soveel meer hel is, wat deur enigiemand op hierdie aarde kan deurgaan. Hy is die ergste, wat niemand nog, hy is die een wat met my is. En as ons hierdie goedjies getrou neerskryf, wel, is dit nou soos in 'n houer, klein papiertjies, as jy onthou om ietsiekie, of dit nou 'n joernaal is, of notetjies in jou Bybel, en jy voel mismoedig, en jy lees weer dit, gaan dit ons moed gee, om te onthou, en dis iets prakties wat ons dalk kan doen, dat wanneer dinge weer sleg gaan, kan ons 'n plan hê, om jouself te help terugkyk en te onthou, die goedjies waar die Here was. Ons het niks om te vrees, behalwe as ons vergeet, hoe die Here ons in die verlede gelei het. Romeine 8:28, die sleutelwoord, wat vir my uitstaan, is weet. Ons weet. Dis nie voel nie. Dis nie ons hoop maar dit is so nie. Ons weet. Dat alles meewerk. Dit is wat God doen. Dis 'n sekerheid, wat nie gebaseer is op ons omstandighede nie, maar gebaseer is op wie God is. Want God is getrou. In Hebreërs 12 gee vir ons die opdrag, laat ons oë op Jesus gefestig wees, die leidsman en volëinder van ons geloof. Dit is waar ons fokus moet wees. Here, dankie vir hierdie voorreg, dat U ons nie alleen gelaat het nie, dat ons die woord het, wat vir ons duidelik maak wie U is. Help asseblief dat deur ons omstandighede, deur moeilike tye, waar dit ook al mag wees, Here, dat ons U hand nooit sal los nie. Here, dat ons altyd ons oë gerig sal hou op U, want U is daar om ons te red. U is die een wat deur hel gegaan het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek bid asseblief dat ons hierdie wonderlike nuus, hierdie wonderlike boodskap sal deel met ander, sodat hulle ook 'n verhouding met die Skepper van die heelal kan hê. Dis my gebed in U naam. Amen.